ons huis gejoin het, ons love aanbidding. Ek weet nie of julle hopelik het jy dit al agtergekom. Ons love dit net om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek weet nie vir julle nie, maar ek kom agter dat tyd is regtig ons vyand in die tyd wat ons leef, right? Daar's soveel plekke in die woord wat die disippels gewag het op 'n belofte van God. En baie keer sukkel ons om 'n uur te wag. Hulle moes 10 dae wag in die bovertrek. Daar's net iets daaraan om te wag in sy teenwoordigheid. There's just something in it to take a pause. En deesdae is dit so moeilik. Ons horlosies en ons fone beheer ons skedules, ons het goed wat ons moet doen en by moet uitkom. Ja, en mag ons Jesus bo op ons priority list sit. Amen. Het julle die worship geniet? Ek wil vir julle sê, ek word so gechallenged die laaste ruk. Ook ek dink soos wat ons by plekkies bedien. Wil ek eintlik vir julle sê, dit wat die liggaam nodig het is, wanneer ons praat van oggenddienste, ons het nie perfekte oggenddienste nodig nie. Ons het nie, voel ek in my hart in die tyd wat die kerk is en waar ons leef, het ons nie oggenddienste nodig waar daar nog dierlantuintjies is en nog smoke machines en nog liggies nie. Nee, ek dink nie dit is hoe die Here wil bou nie. Ek dink wat die Here soek in die tyd waarin ons leef is 'n liggaam van Christus, 'n bruid wat diep gewortel is in wie hy is, wat gedisipel is, wat geskool is, wat die skrif ken en wat Jesus ken, wat die skrif is. So ek wil julle encourage in tye soos die, ek dink dit was mooi van groter werke wat ek dink ons as 'n span gevoel het, behalwe dat ek weet nie of julle gesien het dat die gang so mooi oorgedoen was en die span het so hard gewerk in daai tyd. Het ons net gevoel dat ons gaan nie veel meer doen aan die gebou binnekant nie. Ek bedoel nou nog decorations en goed bysit nie. En ons het gesê ons gaan fokus op wat Heilige Gees wil kom doen. Hy is die eregas, hy is die decorator. Hy is die een wat kom inkleer, hy is die een wat kom mooi maak. Amen. Is julle reg vir die woord vanoggend? Amen. Kom ek bid vir ons en dan gaan ons in. Here, ons wil as 'n family vir u kom dankie sê. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Dankie dat u in ons midde is. Dankie dat u ons so liefhet. Dink as dit een ding is wat ons seker met elke gathering, my gebed is dat ons dit sal beleef, is dat ons u oneindige liefde sal beleef. Dat soos wat dit in Romeine sê, dat niks kan kom, niks maar niks nie, no power, no principality, geen afstand, nie ons geskiedenis nie, niks, maar niks kan tussen die liefde kom wat u vir ons het nie. En ek bid dat ons dit vanoggend sal beleef. Here, ek bid dat die oë van ons harte sal oop wees en die ore van ons harte, dat ons gees sal wakker wees om vanoggend te ontvang wat ons moet. Here, ek bid kom stroop ons van familiarity, soos hulle in die Engels sê. Natuurlik is daar 'n plek waar ons is by u voete waar dit vir ons so familier is in ons journey, maar die ander kant is ook so waar waar daar 'n boredom is, daar is 'n ek weet nie hoe sê mens in Afrikaans, daar's 'n deel van boring in die liggaam op hierdie stadium, en ek bid dat u ons sal intrek in wonder in. Catch us up in the wonder of who you are, Jesus. The wonder of who you are. Wil jy hom nie net vra terwyl jy daar sit, sê vir hom, Here, ruk my in die wonder in van wie hy is. Pull me into the wonder of who you are. Ja, ons eer U. En almal sê, Amen. Julle, ek kan nie help om te dink dat September nogal 'n merk was op God se kalender nie. Ek weet nie van julle het Facebook en sosiale media nie, maar mense, daar het 'n klomp goed hier rond te gedoen, hè. In hierdie tyd, ek weet jy, dit het my net weer laat besef hoe belangrik is dit vir ons om ons woord te ken. En dan ook, dit is belangrik vir ons om die tye te ken. Ek het nie 'n wegrapingspreek of 'n eindtydpreek nie. Maar wat ek wel vir julle wil sê is watch and pray. Dis wat die woord sê. Kyk en bly in gebed. Asseblief moenie net bid wanneer dinge sleg gaan nie, okay? Jy kan elke dag, elke oomblik met Jesus praat en jy kan diep met hom praat. So ek kan nie help as om te dink dat September 'n mengelmoes tipe maand was nie, maar dat daar tog iets geskuif het in die gees. Wie ervaar dit globaal? Okay, amen. Something is shifting. Dit voel vir my, ek sê altyd vir ouens, dit voel vir my Jesus kom steel die sekondes by die dae. Hy wil terugkom. Maar daar's 'n excitement in my hart, daar's 'n stirring in my hart vir die tyd waarin ons nou ingaan. En ek wil sommer vanoggend begin by 'n verhaaltjie. Ek dink soos julle my ken, in my hart is ek 'n worship leader.
love dit om vir Jesus te sing, ek love dit om love songs vir hom te sing. So probably een van my gunsteling stories in die Bybel is die storie in Johannes 12 van Maria. Wat in die dorpie van Betania of Bethany, wat so net diskant Jerusalem, wie van julle was al in Israel, hy is net so diskant die Olyfberg, en Jesus het gereeld soontoe weggebreek na hierdie dorpie toe, om saam met sy vriende te kuier, saam Lazarus, saam Martha, saam Maria, en in hierdie oomblik, in hierdie gedeelte in Johannes 12, gooi sy, soos wat ons almal die storie ken, hierdie fles, wel, meeste van ons die storie ken, hierdie flesie oor sy voete uit, en ek gaan, nou as ek terugkom daarna toe, gaan ek vir julle sê, daar is 'n rede hoekom julle hierdie storie al meer hoor, en daar is 'n rede hoekom ek glo meeste van ons in die kamer at least al hierdie storie gehoor het. Maar die vraag wat ek, voor ek terug gaan soontoe, wat ek vir wil vra vanoggend, as jy moet terugdink na mense wat op hierdie aarde geleef het, en wat dalk nog steeds leef, sekere mense wat 'n impak gemaak het in jou journey, of in jou lewe, of net in die samelewing, was hierdie tipe mense, as ek moet dink na 'n paar van daai mense, was dit radikale mense gewees. Okay? Ek dink aan mense wat in die wêreld geleef het, ek dink aan Steve Jobs, vir die besigheidsmanne. Steve Jobs het letterlik Apple opgebou in 4 jaar, na $1.7 biljoen maatskappy toe, in 4 jaar. Steve Irwin, ken ons, die Australianer, was so bekend, want hy het op krokodille gespring, en leeu's gevryf, en ek weet nie wat se radikale goed het hy alles gedoen nie, maar ons onthou hom, hy het 'n passie gehad, hy was radikaal oor diere, hy was lief vir diere, hy het homself so uitgeleef. Ons kyk na Elon Musk, van meeste van ons ken, ek sien nou die dag, hulle sê, dat hy is nou nie meer die rykste nie, maar ek sien dit wissel maar so. Maar Elon het SpaceX laat bestaan, ek weet hy was die founder van SpaceX, wat SpaceX reg gekry het, wat NASA so gesukkel het mee, is om actually ruimte travel na 'n plek toe te bring, waar dit amper nou op 'n plek is, waar dit commercialized kan word. As jou bankrekening genoeg geld en het, kan jy actually, is hulle amper op daai plek wat jy 'n geldjie kan betaal, en dan kan jy vir 3 dae om die aarde reis. Ek weet nie wie van julle het al op Netflix die dokumentêr van hom gesien nie, maar dis letterlik hoe ver Elon nou gekom het, met SpaceX. Radikaal, passie gehad vir dit waarna hy glo. Ek dink aan Usain Bolt, wat binne 2 jaar 3 keer die wêreldrekord gebreek het, die 100 meter, sy eie rekord die hele tyd gebreek het. Radikale mense, dit is die mense oor wie die samelewing praat, is ek reg? En dan is daar soveel meer. Okay, dan is daar soveel meer. As ek moet terugkom na hierdie storie in Johannes 12 toe, inspireer hierdie vrou my ongelooflik baie, in my journey met die Here. Sy kom in hierdie geselskap in, en sy gooi hierdie flesie oor Jesus se voete uit, en dit sê in Johannes 12, that a beautiful aroma filled the house. Imagine, hulle sê, daar's debatte oor hoe kosbaar hierdie olie was, maar dit was ongelooflik kosbaar. Party sê dit was haar lewensgeld of spaargeld wat sy, dis haar pensioengeld wat sy basically daar uitgegooi het. Van hulle sê dit was ter waarde van 'n jaar se salaris. Maak nie saak nie, dit was so waardevol. Dit was so pure oil gewees, dat toe sy dit uitgooi, het dit onmiddellik die vertrek laat lekker ruik. It sê a beautiful aroma filled the house. En ons ken die storie, sy gooi dit uit, en daar's disippels aan die tafel, spesifiek een, Judas, wat na hierdie hele storie kyk, en hy kan nie verstaan wat sy gedoen het, en ek dink ek het dit al gedeel, hoe is dit moontlik dat, ek weet nie wie van julle sou wat wou gee nie, maar ek sou enigiets gee om saam met Jesus te loop, right? Skouer aan skouer, te sien, letterlik so, saam met hom te loop, te kyk hoe hy leef, te kyk hoe hy by mense stil staan, en hulle het daai geleentheid gehad, hulle het letterlik God in 'n fisiese liggaam gesien, saam met hom beweeg, en hoe kon hulle nie verstaan wat sy doen nie? Party teoloë sê dat sy was die apostel wat gestuur is vir die apostels om te wys hoe ware aanbidding lyk. Okay? En sy gooi hierdie flesie uit met hierdie kosbare parfuum, asof dit daar niks kos nie. Weet, baie keer voel ek vir ons as Christene, en dan sê ons, yes, dit is maar 'n prys om te betaal. En hoe meer ek hierdie storie lees, die raaster ek besef ek, dit het daar niks gekos nie. Sy was glad nie geheg aan daai olietjie nie. Sy het daai olietjie oor hom uitgooi, elke liewe druppel. Alhoewel dit so waardevol was, het dit vir haar niks beteken nie. Ek kan julle waarborg, ek weet nie, hopelik kan ek eendag in die hemel 'n gesprek met haar hê, dit sal great wees. Kom ek sê nie waarborg nie, maar kom ek sê dit. Ek kan julle waarborg dat sy het nie hierdie hele plan gehad met die oploop
tot daai oomblik nie. Ek kan julle waarborg, sy het nie gesê, ek seker as ek hierdie olie gaan uitgooi oor sy voete, dan gaan ek die disippels lei in aanbidding nie. Of as ek hierdie olie uitgooi, dan gaan hulle convicted raak in hulle hart en ek gaan hulle jaloers maak en ek gaan iets ek kan julle waarborg, sy was net so in awe oor wie hy was en sy het besef haar kosbaarste besitting wat sy het, behoort aan hom. Haar oë was op hom gerig, alles was op hom gerig en ek kan nie help as om net haar te label as een wat radikaal was nie. Kan ek 'n amen kry? Dit is die tema van my preek vanoggend, is radikaal. En dit wat sy gedoen het daai dag het gemaak dat Jesus iets oor haar gesê het en ek gaan nou by dit uitkom. Maar ek wil vir julle vra vandag, wat is die petrol en die dryfkrag agter radikaal? Wat is dit wat gemaak het dat sy dit doen? En ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n paar ander Bybelkarakters ook wat so inspirerend is en mense. Maar ek wil vir julle sê die dryfkrag en petrol agter radikaal, punt nommer 1 is om 'n sterk geloof in iets of in iemand te hê. Want dit waarin jy glo, word deel van jou lewe, right? Julle lewe word beïnvloed in dit waarin jy glo. Punt nommer 2, 'n sterk persoonlike ervaring. So om in dit waarin jy glo, jou geloof in dit te sit, beteken daar kom ervaring saam met dit. En ek het hier geskryf, hierdie geloof gaan dan oor in aksie. En dit is wat ons begin leef. En dan nommer 3 kom oortuiging. Dat wanneer jy glo in iets en jy het 'n persoonlike ervaring, dan kom daar 'n deel in jou wat totally oorgee. Ek is totally convinced. Ek is totaal oortuig dat hierdie is die weg wat ek moet instap, dat dit waarna ek glo het 'n effek op my lewe. Ek dink die challenge waarin ons sit vandag is te min mense lewe met oortuiging. Want daar is 'n gesegde wat sê, if you stand for nothing, you will fall for. Sien ons dit nie in die tyd waarin ons leef nie. Weet ek moet sê, ek drink baie keer saam ouens koffie, dan kom hulle baie oortuiging oor iets waarna hulle glo. En dan kom ek agter, dis nou nie heeltemal in lyn met God se hart nie, maar wat vir my refreshing is, at least staan hierdie ou vir iets. Klink bietjie weird, nee, maar at least staan hy vir iets. Dis nogal vir my refreshing om te sien dat at least het hy oortuiging in sy hart. Mense wat radikaal was, wat ek kon aan dink, daar is eintlik so 'n groot lys en julle gaan nou sien, het julle al gehoor van die Great Hall of Faith, die Wall of Faith gehoor, in Hebreërs 11, ek gaan dit nou vir ons lees. Maar een van hierdie radikale groep mense, wat baie lank terug gelewe het, was die Moravian mense. Het julle al gehoor, Pastor Willem praat van hulle? Ek gaan in kort verduidelik, hierdie Moravian mense het so hard gehad vir verlore siele, dat as gesinne, as getroude paartjies, mans, vrouens, vriende, broers, ons het 'n paar warm broers, waarin Billy hulle betrokke is in ons kerk, wat die Here iets amazing is, mee besig is om te doen. Dit was 'n groep mense wat hulle self, hoor die radikasie, hulle het hulle self in slawerny inverkoop vir die gospel. Suid-Amerika, Indië, Afrika, imagine dit. Imagine jy en jou vroutjie sit daar in julle huis en julle besluit, Indië het nodig om die gospel te hoor, ek gaan myself verkoop. Radikaal. Ek kyk na Martin Luther wat gekom het en letterlik teen die Pope opgestaan het, teen die katholieke sisteem opgestaan het en gesê die Bybel is vir almal. Die voorregte dat Jesus gekom het is vir almal. Hy het geveg om die eenvoudige Christen te bekragtig. Hy was so radikaal dat hy het 'n beweging begin en hy was so radikaal dat hulle hom wou doodmaak. Gaan lees sy storie. Ek dink aan Francis Chan, wat ek weet nie hoeveel duisend lidmate, het julle al Letters to the Church gelees? Ek het dit ook nog nie gelees nie, by the way. Maar hierdie boek was gebore uit 'n plek waar Francis Chan, ek weet nie hoeveel duisend lidmaat kerk gelei het in Amerika nie, en agtergekom het dat hierdie kerk het meer verlief geraak op hom as op Jesus. Dat Francis Chan letterlik sy kerk gelos het en gesê het, hierdie is ongesond, ek moet uit hierdie posisie uitkom. En hy het die kerk gelos en die kerk oorgegee. Dis radikaal. Ek dink aan Charlie Kirk, wie het gehoor van die storie laat gelees? Charlie Kirk begin Turning Point USA op die ouderdom van 18. Okay? 18 jaar oud. Waar is die 18-jariges hierso? Is die van julle? Ons bid vir julle vir die eindeksamen. Mag die Here julle bless, Carly. Kom raak hulle aan, Here. 18 jaar oud begin hy Turning Point SA met die hoofdoel om in die universiteite in te gaan en net dialoog te begin. Maar jy sien, daar was iets in Charlie se hart,
Mark Driscoll sê dat voor Charlie se dood het hy na hom toe gekom en gesê, sal jy my help om meer evangelisties te beweeg, want dit is wie Charlie was in sy hart. Hy het gekom en gedebatteer met studente, maar hy het hulle morele waardes gechallenge, hy het hulle normes gechallenge, hy het hulle viewpoint oor die lewe gechallenge. Alles gebaseer op die woord van God, en ons weet dat op die 10de September was hy geskiet, laat die hele wêreld dit kon sien. En daarna, dit is so interessant, dis soos wat die skrif sê, as a seed falls into the ground, that's the only way a seed can bear fruit and multiply. Het Turning Point USA, ek weet nie hoeveel miljoene volgelinge bygekry nie, en dat die Here iets kom doen het, iets toegelaat het, wat mense nie altyd verstaan nie, maar nou gaan ons die ripple effect van dit begin sien. Sien, Charlie was radikaal, hy het vir Mark Driscoll op 'n stadium gesê, please pray for me, I know that they are coming for me. So ek dink aan hom, en ek dink aan Martin Luther, en van daai ouens wat doodsdreigemente gekry het, hoe is dit dat hulle net aangehou het, met die taak wat die Here vir hulle gegee het. Ek kyk na Paulus se lewe, en in 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24 tot 27 sê hy die volgende, ons ken hierdie gedeelte so goed. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an unperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight not as one who beats in the air, but I discipline my body and bring it unto subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Paulus bemark nie hier 'n kompetisie tussen my en jou nie. Wie het geweet, dis net weeskinders wat kompeteer met mekaar. Seuns van God aanvaar mekaar. En onthou, wanneer ons gebore word in Christus, word elkeen van ons aangeneem. So hy praat nie hiervan, hey Alwyn, ek weet jy's lief vir Jesus, maar jy moet net weet, ek gaan wen nie, brother. Alhoewel hy sê, ek hardloop asof ek gaan wen. Paulus is so intentioneel met hierdie reis, soos wat hy dit noem, die journey saam met Jesus, dat hy sê, ek gaan so leef vir Jesus, dat ek amper daai kroon eerste gaan kry. Radikaal gewees. Ons weet Paulus, nog voor hy encounter met Jesus gehad het, was hy so oortuig in sy hart, dat dit wat die Jode doen is verkeerd, dat hy hulle gepersecuted in die naam van God, tot Jesus om encounter het, genade homself. En toe Paulus se radikaalheid nie gestop nie, ek weet nie of dit 'n woord is nie. Maar hy was nog meer radikaal, maar vir Christus. Ek wil vir jou vandag vra, wat stop my en jou om radikaal te wees? Daar's actually een groot ding wat ek in my journey moes besef, hoe meer ek voorberei het vir vrouekampe, mannekampe om te deel en te share wat op my hart is, hoe meer het ek hierdie ding begin opstaan teen my, en ek wil vir jou sê, dit is die vrees van mens en die vrees van mense se reaksies en opinies. Dis nie so moeilik nie. Nog Bybelkarakters wat radikaal was, sien ons in 2 Samuel 6 vanaf vers 14 tot 16. David is so excited oor the ark of the presence of the Lord, wat terugkom na die plek toe waar dit behoort, want in die tyd van Saul het Saul dit gering geag. En soos wat hierdie ark deur die city of David kom, ken ons die storie, David dans so, die skrif sê, with all of his might. Nou wil ek vir jou vra, daai praat oor die fisiese deel van ons liggaam, maar met al ons energie en krag, né? Hy moes so gedans het, op 'n manier, dat dit regtig sy vrou embarrass het. Het julle, die wat aan die einde van daai deelte gebeur, sy eie vrou kom na hom toe sê, David, jy onthou net, jy's koning, jy moet nou hierdie posisie beklee, jy het regtig stupid gelyk vandag, hoor. Ek weet jy was opgewonde oor die teenwoordigheid van die Here, maar jy was te opgewonde, ek het skaam gekry. Okay? Maar wat doen David? Daai is net petrol op die vuur vir David. David sê, my vrou, onthou manne, julle weet mos, jy sê 3 of 4 keer of 5 keer iets in jou kop, en dan kies jy die een wat die veiligste is. En dan reply jy. En dan baie keer as jy reply, dan was dit in elk geval nie die veilige een om te kies nie. So ek weet nie wat het David op daai oomblik gedoen nie, maar hopelik het hy seker sag met haar gepraat en sê, liefie, dankie, ek hoor jou, maar ek wil net vir jou sê, I will be even more undignified for him. Die blinde man, Lukas 18 vanaf vers 39, sien ons, hy hoor Jesus kom, hy kan hom nie sien nie, hy hoor hy kom, die skare raak al hoe meer excited, en hy skree uit. Hy skree uit, en die skare sê vir hom, man, bly stil, jy's irriterend, bly net stil, maar hoe meer hulle dit sê, hoe harder skree hy uit. Jy sien, hy was oortuig daai dag,
dat Jesus gaan hom genees. Hy moet Jesus se aandag kry en hy gaan enigiets doen wat hy kan, maak nie saak wat mense sê nie, hy gaan al hoe harder skree. Ons sien dit in Lukas 8 vanaf vers 43 tot 48. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het vir 12 jaar, Here, vir 12 jaar. Daar is 'n rede hoekom, want in daai tyd in Levitikus was daar sekere reëls ingestel oor onreinheid en 'n vrou wat haar tyd van die maand gehad het, mag nie te veel beweeg tussen ander mans en tussen mense nie, mag aan niemand vat nie, mag nie aan iets vat waaraan iemand anders gaan vat nie, want dan is jy vir 7 dae onrein verklaar en jy mag nie in die tempel kom tot daai tyd verby is. So daar was soveel reëls. En daarom was sy 'n te groot risiko vir daai dorpie. Hulle het vir haar gesê, luister, ons sien jy word nie beter nie, wel, hier is die reëls, so ek dink net gaan bly daar buite, dan is almal okay. Weet, hou jou afstand en moet aan niemand vat nie, dan is ons almal fine. Maar daai dag het sy geweet die Messias kom verby. En sy het met oortuiging, onthou die skrif sê, at the hand of many physicians, she was even worse off. Sy het soveel genesing gesoek, maar sy was elke keer na elke dokter, en ek weet nie wat alles nie, was sy erger af, haar toestand het erger geraak. En sy het besef dat daar is net een wat haar kan gesond maak. En daai dag het sy soveel reëls gebreek, sy het daai kappie oor haar kop getrek, sy het deur die skare gedruk, verby die opinie van mense, verby die reëls, verby, maak nie saak wat sy reaksies hulle sou hê nie, en sy het aan hom gevat. En dit is hoekom dit so significant is, die vat deel. Want almal die oomblik toe hulle weet, die dorpie het geweet sy is onrein. En hier kom hierdie rabbi, die Savior, die Messias verby, en die crowd sien letterlik hoe sy aan hom vat. En hulle wil sy reaksie sien. Onthou, want hy onrein, en Jesus genees, wel die krag vloei uit hom uit en sy word genees. Radikaal gewees. Ons sien Petrus en Johannes in Handelinge 4 preek die goeie nuus van Jesus, en die hoëpriesters vang hulle vas en bring hulle voor die Sanhedrin, voor Kajafas, hulle, en is so mooi daar, ek wil dit vir julle lees. Petrus op 'n stadium sê in Handelinge 4 vanaf vers 20 sê hy, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Is dit waar jou hart is? Is dit waar my hart is? Luister, want wat daar gebeur is, hulle sê vir hulle, Petrus en Johannes, ons sê oor en oor vir julle, julle kan nie in die naam van Jesus julle goed doen nie. Gebruik 'n ander naam, of stop dit net. En Petrus kom en hy sê, luister, dit is onmoontlik vir ons om nie te getuig oor wie hy is nie. Ons kan nie, julle gaan maar doen wat julle moet doen, maar ek sê vir julle vandag, ons gaan nie stop nie. En dan is dit so mooi, en dis Jenny in 'n gebed wat ek elke dag vir myself bid, is Handelinge 4, 29 tot 31, nadat hulle voor die wyse eile verskyn het, en Kajafas hulle en almal sien hulle en sê, yes, hierdie is eenvoudige vissermanne, maar hulle kan sien hulle saam met Jesus, laat hulle eventually gaan, en in hierdie gedeelte, Handelinge 4, 29 tot 31, kom hulle terug by die gemeenskap, by die kerk, en hoor wat is die volgende wat hulle sê. Hulle bid die volgende, en nou Here, let op hulle dreigemente, en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus Christus. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Die Heilige Gees bekragtig my en jou om ten spyte van aan te hou getuig. En dit wat Petrus hier gesê het, wil ek ons as huis bemoedig om te sê, luister, ons kan nie anders nie. Maak nie saak wat die noise is nie, maak nie saak hoe die crowd sê, bly stil nie. Ek kan nie anders as om getuig oor wie hy is nie. Ek wil jou vandag bemoedig met Jesaja 51 vers 12 tot 13 wat sê, ek is dit wat julle troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? Dat jy vergeet dat die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om dit te verwoes. Waar dan is die grimmigheid van die verdrukker? Wat Jesaja hierso sê is, hy sê, luister, onthou net, daar is een groter as mens. Hou op mensvrees wat in elk geval soos die gras of soos die grond gaan word. Waar is die verdrukker nou, die dreigemente van die verdrukker? Waar is hy nou? Ek is die een wat jou vertroos, ek is die een wat by jou is. Romeine 8:31 sê, as God vir ons is, Johannes
1 Johannes 4:4 sê, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Ek wil jou vra, in jou mandaat, het ons elkeen het 'n roeping, right? Is om Jesus te verteenwoordig waar ons gaan, maar dan het ons elkeen 'n mandaat gekry. Weet jy wat jou mandaat is? En ek wil vir jou sê, as jy weet wat jou mandaat is, kom Paulus en hy sê, ons is so soldate wat stap, in 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4 sê hy, endure suffering along with me as a good soldier of Christ, Jesus Christ. Soldiers don't get tied up in affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Weet julle, geliefde, elkeen van julle wat hier sit, ek en Kleis, ek is enlisted deur die kaptein. Ek is in die weermag gesit deur die koning. En wat Paulus hier sê, is hy sê, soos wat ons hierdie mandaat uitstap om die woord te verkondig, kan ons nie bekostig om betrokke te raak hier aan die kant met civilian affairs en opinietjies en geraas nie, en hierso nie. Het julle al van die oorlog movies gekyk? Partykeer is dit taaf om te sien, maar van hierdie soldate het so hard vir die locals waardeur hulle moet beweeg, maar die oomblik as hy uit lyn uitstap, en skiet 'n sniper hom. Het julle dit al gesien? Paulus sê, luister, bly op die koers. Daar gaan geraas wees, daar gaan opinies wees, daar gaan dreigemente wees van die vyand af. Maar bly op die koers wat ek vir jou gegee het, sodat jy die een wat jou enlisted het, die een wat jou enroll het, die een wat vir jou gesê het, word deel van hierdie weermag, sodat jy hom tevrede kan stel. Is julle okay? Iets wat Maria daai dag gedoen het, het veroorsaak dat Jesus iets sê, en ek wil dit vir julle lees, Markus 14 vanaf vers 6 tot 9. But Jesus said, let her alone, why do you trouble her? She has done a good work for me, for you have the poor with you always, and whenever you wish, you may do them good, but me you do not have always. She has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. And then it is profound. Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told in memorial of her. Dit wat sy gedoen het daai dag het gemaak dat die koning van alle konings sê, luister, sy het vandag so impak gemaak, dat oral waar my storie vertel word, sal haar storie vertel word. Hier staan ons in presence vanoggend en ons luister na hierdie vrou se storie. Wie is hierdie vrou? Sy was maar net een van Jesus se vriende, sy het maar net daar in Bethany gebly en hulle gehost van hulle gekom het, 'n eenvoudige vroutjie, maar dit wat haar aksie van devotion, haar aksie van aanbidding, haar radikale aksie, het iets in Jesus se hart beweeg tot op so 'n punt dat hy gesê het en verklaar het dat oral waar my storie vertel word, sal haar storie vertel word. Ek wil vir julle sê, lou warm is, gaan nie die aarde skud nie. Ek wil vir julle sê, liggies wat onder 'n mandjie geberg is, gaan nie die aarde skud nie. Ek wil vir julle ietsie lees, en dis hier uit Hebreërs 11 vanaf vers 17 tot 33. Dis so inspiring, hoorie. Ek gaan probeer om van dit bietjie kort te knip, kom ons kyk. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Radikaal. Radikaal. Hierdie was nie iets wat nie gebeur, hierdie het gebeur. Isak het sy seun op die altaar geoffer, want God het so gesê. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altyd sy seuns Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Dis radikaal. Ek wil hoe sê ek dit nou mooi? Vir die mature wynmense, vir die senior jeug, vir die antieke jeug, in ons huis sê, hierdie is radikaal. Hy het op die knop van sy kierie Jesus aanbid tot op sy ou dag. Radikaal. Ek wil vir jou sê, solank as wat jy asemhaal, antieke jeug, het jy 'n rol om te speel in die samelewing. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. Ag ja, klink soos ek. Nee, ek. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier
om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Is dit nie radikaal nie? Luister, hierdie ou het 'n geleentheid om in die paleis te wees. Hierdie ou het 'n geleentheid om saam met die royals gesien te word. Maar hy sê, terwille van die volk en die mandaat wat ek gekry het, kies ek om eerder nie saam met hulle gesien te word nie. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond. Radikaal. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede wou ontvang. En dan hoor jy, en dit is waarvoor ek net voel, ons het nie tyd vandag nie, en die skrywer van Hebreërs sê dit so mooi, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het en die bekke van leeu's toegestop het. Radikaal. Deur die geloof. Ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie lees en ek weet, mens mag nie jaloers wees nie, en ek lees wat Jesus uitgespreek het oor daai vroukie Maria, dan sê ek vir die Here, Here, mag my naam saam met u storie genoem word. Is dit nie jou begeerte nie? Here, skryf my naam in, moenie stop by vers 33 nie. Gaan, deur die geloof het Enrico. Ek wil daar wees. En ek vra myself, as ek kyk na soveel van hulle, ek kyk na, ja, kom ons vat Petrus as 'n voorbeeld, daar is gesê, dit staan nie in die skrif nie, maar daar is gesê dat Petrus gesê dat hy is nie waardig om regop gekruisig te word nie. Maar dat hy onderste bo gekruisig sal word, want net een is waardig. Radikaal. En ek vra myself, wat het veroorsaak, wat het veroorsaak dat hierdie ouens tot die einde toe, wat het veroorsaak dat Charlie geweet het, hy gaan daar sit, en daar is 'n moontlikheid dat sy lewe in hierdie realm vandag gaan eindig. Kan ek vir julle sê wat dit is? Jesus. Hulle het hom ervaar, hulle het in hom geglo, en hulle was totaal en al oortuig. Daar is geen terugdraai kans nie. Ons brand alle brûe agter ons, daar is net een. Die apostels het die volgende gesê in 1 Johannes 1:1, we proclaim to you the one who existed from the beginning. Ja, lag net bietjie toe. We proclaim to you the one who existed from the beginning. Hoor wat sê hulle? Onthou wat ek gesê het, ervaring, oortuiging en ingeglo. Whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. Jy sien, hulle het dit uitgemaak. Petrus het dit uitgemaak in sy hart. Hy sê, luister, ek het hom gesien. Ek het saam met hom geloop, ek het aanskou, ek het aan hom gevat. Ek kan nie anders as om te oortuig nie. Maak nie saak wat julle vir my sê nie. Paulus kom in 2 Timoteus 4 vanaf vers 6 tot 7 in die einde, een van sy laaste briewe, en hy sê die volgende, dit is so mooi, hy sê, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Lei dit nie vir julle klokke nie, as jy dink aan die flesie wat Maria uitgegooi het oor sy voete. Paulus kom en hy sê, Jesus, hy skryf aan die kerk en hy sê, my tyd het gekom dat ek soos daai flesie uitgegooi word. I have spent my life. Dis uitgestort. I have fought the good fight. I have finished the race. Onthou julle 1 Korintiërs 9. I have kept my faith. Nou moet julle een ding verstaan. Paulus skryf hierdie inkettinge. Paulus is op pad om doodgemaak te word. Paulus het in soveel areas, as jy al sy briewe gaan lees, het hy soveel kere deurgeloop. Paulus was gemartel, hy en Silas het gesing in die tronk, half kaal, bloederig. Paulus, soveel. En weet julle wat sê hy in die einde van sy lewe? Sê hy die volgende, I have kept my faith. Ek wil vir julle sê, radikale Christendom is nie om jouself vir elke konferensie in ons land te gee nie, hoor. Radikale Christendom is nie om by elke vrouekamp en mannekamp te wees nie. Dis great, hoor my hart, ek kom nou 'n bietjie hard oor.
Hoor my hart, radikale Christendom is om vir dekades en dekades en dekades getrou te wees voor die troon van Jesus Christus. Dit is radikale Christendom, ten spyte van wat jy deurgaan, ten spyte van wat kom, ten spyte van wat verby is. I have kept my faith. I have made up my mind. Ek kom en verklaar soos Paulus om te lewe is Christus en om te sterf is aanwins. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan elkeen van ons wat in hierdie huis is vandag die vrymoedigheid om die woord te spreek, deurdat U hand sal uitstrek in ons lewens, Here, dat ons genesing sal sien, tekens sal sien, wonders sal sien. Give us the boldness, Lord. Here, help ons om net, even in hierdie jaar, even voor hierdie jaar eindig, net 'n groter ja te gee. In die werksplek, in ons huwelik. Here, wat die wêreld dalk kan sien as dwaasheid en sien ons as lewe. Wat die wêreld dalk mag beleef as dood en nie die moeite werd nie. Here, sien ons as lewe en absoluut die moeite werd. Here, mag ons lewens soos Paulus in uitgegiet word, soos Maria vir daai flesie uitgegooi het, Here, asof dit vir haar niks was nie. Mag ons soos Paulus kom en sê, to live is Christ, to die is gain. Here, kom gee vir ons daai ewigheidsperspektief, dat ons nie hierso skatte bymekaar sal maak waar motte dit kan opeet nie, maar Here, eendag as ons voor U staan en ons ontvang daai kroon, dat U vir ons elkeen sal sê, well done, good and faithful servant. Here, dis net die wat sê U genees nie en wonderwerke gebeur nie, wat nie kies om in dit te stap nie. Here, ek bid dat soos die skrif sê, dat dit ons sal volg in hierdie huis, elkeen van ons. That nobody in this place is disqualified. Vergeet van jou verlede. Die Here gee nie as gevolg van jou verlede nie. Die Here het juis gekom as gevolg van jou verlede. Die Here het juis gekom vir ons tekortkome. Die Here het juis gekom omdat ons siek was en verlore was. Dis wat hy in die skrif sê. So give us the boldness, Here. Here, ek kan nie wag om getuienisse te hoor, soos wat mense volgende Sondag en deur die week gaan terugkom en sê, ek het gekies om uit te stap nie. Ek het gekies om 'n groter ja te gee, nee, ek het gekies om meer radikaal te wees. Here, daar is 'n rede, die apostels, die wat voor ons gestap het, ons staan op hulle skouers, ons staan op die fondasie van hulle skouers, van die prys wat hulle betaal het om te veg vir die gospel, om te veg vir die goeie nuus, sodat ons juis vandag hier kan staan. Ons staan op U skouers, Here, want U het gesê dat ons sal groter dinge doen. U is die saad wat in die grond geval het, Jesus. U het dit vir ons moontlik gemaak. You multiplied yourselves through your body all over the globe so that you can be everywhere. Here, help ons om nie terug te hou nie. Help ons om nie mense en mense opinies te vrees nie. Maar Here, wat U van ons dink, is die kern van Christendom. Is die kern van dit waarna ons glo, is what you think of us. En ek wil vir jou vra, geliefde, weet jy wat dink Abba Vader van jou? Weet jy wat hy sê oor jou? Want as jy nie weet nie, gaan dit wat ander mense oor jou sê en oor dit wat jy doen, bo dit wees. And it will hinder you, dit gaan jou breek om uit te leef, dit wat God jou gevra het om uit te leef. So Here, dankie dat U ons harte sien vandag. Ons gewilligheid sien. En ons bid al hierdie in Jesus naam. En almal sê, Amen. Dankie, julle kan gou sit. Ja, kom ons gee die Here 'n hande klap.